nog net te vroeg om te weet wat ek moet doen. Dalk is dit wat moes gebeur, dalk het ek oorreageer. Desperaat om moed by mekaar te skraap. Is dit te laat om nog vir myself te maak? Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Miskien is dit verby, het ons kans gekry. Miskien het ons geleer om uit ons foute te presteer. Desperaat om moed by mekaar te skraap. Is dit te laat om nog vir myself te maak? Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Drama, drama, is dit wat jy wil hê? Drama, drama, sê my wat jy wil hê. Wat wil jy hê? Draai jou kommentaar nog waardevolle inligting oor. Wat wil jy sê? Ek het dit al gehoor. Wat wil jy hê? Dis goeiemôre, good morning. Ons het sopas na hulle nuutste musiekvideo gekyk. Wat wil jy hê? Adrian Jansen van Rensburg, Braam Kaps en Henry Steyn, die manne van Sonder Onderbroeke, is hier. Welkom weer eens by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Mag ek vra, het julle onderbroeke aan? Natuurlik nie. Is in die kontrak, ons mag nie. Julle mag nie, want dit is die naam van die band. So, wat wil jy hê? Splinternuwe enkelsnit en dit is die eerste keer wat julle 'n musiekvideo opneem. Hoe was die ervaring vir julle? Awesome. Ek dink super cool. Een van die lekkerste ervarings wat ek nou al in die bedryf gehad het, definitief. Ja. Ja. Wat was die lekkerste deel van die video skets vir jou? Ek dink hierdie song veral, dis die eerste keer dat ons bietjie ons eie musiekstyl kan uitbeeld en bietjie die vryheid het om musiek te kan maak wat ons regtig van hou. So die hele kombinasie van dit met ons eerste musiekvideo was net fantasties. Ek wil graag vra, die liedjie, wat wil jy hê? Waaroor gaan dit? Dis maar eintlik maar meer 'n oop vraag aan die publiek. Ons het dit geskryf in 'n deel waar ons eintlik baie onseker was oor ons sound en oor, jy weet, die rigting waarin ons beweeg, en hierdie vraag was eintlik toe gewees soos jy luisteraar daar buite, wat wil jy hê? En toe gaan ons van daar af. So ja. En wat dink julle nou, wil die luisteraars hê? Wat wil julle volgelinge hê? Hoe wil mense hê julle moet klink en hoe pas dit in by hoe julle wil hê julle moet klink? Ek dink dit is juist waar ons by die konklusie gekom het, ons kan nie onsself wees nie. Ons moet onsself en ons eie klank daar buite sit, en dit kan ons nog steeds doen met die balans van die luisteraar se opinie. So daar was definitief 'n best of both worlds. Ja. En wat is mense se reaksies wanneer julle lewendig optree of wanneer julle 'n konsert doen of wat ook al? Hoe voel julle is die terugvoer van die mense wat vir julle luister? Ja, om eerlikwaar te sê, ek spring so baie op die verhoog rond, so ek voer baie van die mense se energie af. Ja. So dit is baie lekker. Ek kry altyd baie energie van die, en dit is as ons veral hierdie liedjie speel, hierdie liedjie is 'n groot hit as ons dit speel. Nou nie dat mense dit noodwendig al ken nie, maar hopelik verander ons dit nou. Maar elke keer wat ons dit nou al gespeel het, ja, het die mense dit nogal geniet, en dan voer hulle ons meer energie, en dan dink ek speel ons met meer energie, en dis net soos 'n kringloop. Ja, definitief. Ek dink die mense verwag nie altyd dat ons so
baie rondspring en te kere gaan op stages wat ons doen nie. So dis altyd hulle word surprised en dan's almal gelukkig op die einde. So ja. Ja. Altyd 'n party. Dis steeds 'n moeilike pad om te volg om 'n professionele musikant te word in Suid-Afrika. Hoekom het julle besluit dit is wat julle wil doen en het julle nou die geleentheid om hierdie voltyds te doen of is die side hustles maar nou nog steeds die main hustle en die musiek is die side hustle? Ons het ons werk definitief nog steeds vir deur die week. Ja. So nee, musiek. Kyk, ek dink dit is maar moeilik om 'n loopbaan te maak hiervan, Ja. maar nee, ons probeer definitief soontoe werk. En ja, dan hoop ons maar vir die beste. Ja. Is dit nie 'n bietjie van 'n catch-22 nie want jy wil beter doen as 'n band, maar jy moet nog steeds die werk hê om die band steeds te kan doen as 'n stokperdjie of as 'n ander ding wat jy steeds doen in jou lewe, but it needs more time, so it's kind of like this bose kringloop. Ja, nee, dit is definitief dit. Ek dink dit is daar is baie vroeë oggende en baie laat aande wat ons nog moet sit en gou seker maak al ons tracks is reg of ons het al agtergekom voordat ons op die stage net voordat ons op die stage gaan goeters is nie reg nie en dan sit nou daai halfuur se clutch time wat jy nou soos regtig moet sit en dan 'n bietjie stres en dan ek moet hierdie gou vinnig fix wat ek dink nogal iets is wat ander musikante ook mee deel. Ja, of ons basis vergeet 'n kickpedal 5 ure van hier af. Dit klink nou 'n bietjie van 'n persoonlike aanslag daai. Het dit al gebeur? Wie weet, dalk is dit net 'n hypothetical. Ons het so iets gehoor. Julle is geïnspireer deur alternatiewe Afrikaanse musikante soos Glaskas en byvoorbeeld. Hoe pas julle dit aan by julle eie styl van musiek maak dat julle geïnspireer is deur dit maar nie soos 'n carbon copy klink van daai band nie. Kyk, ek dink Suid-Afrika is maar bietjie agter as dit kom in die alternatiewe kant. Ek dink mense soos Frans van Cooke het 'n groot invloed gehad op dit, Glaskas, FL, die MK daar. Ja. En ons almal is massive fans van MK daar en mis MK. So ja, ons is definitief geïnspireerd en ek dink om ons eie klank hier te bring, ons vat nog steeds van die moderne musiek. Ja. Ons bring dit ook nog steeds in ons musiek wat ons nou maak. Ja, dis lekker pret om na julle te luister en baie pret om julle band se naam te sê en om dit te sien oral. So dis great. Waar kan mense na die musiekvideo kyk en waar kan mense julle volg om te sien wanneer se julle volgende gigs en so voort? So hierdie sang, die musiekvideo drop saam met die liedjie die 8ste. Dis hierdie week Vrydag. Ja. Hulle kan die musiekvideo gaan kyk op YouTube en dan die liedjie kom uit oralste. So op enige waar ook al jy musiek luister, kan jy hom kry. Baie dankie. Sonder onderbroeke, is altyd lekker om julle hier in die ateljee te hê. Dis dan al van ons kant af. Ons sien julle weer môre. Maak seker julle gaan kyk na ons sosiale media blaaie en ons YouTube kanaal vir meer van ons in-diepte gesprekke. 'n Nuwe gesprek met Jana van der Merwe, Netwerk 24 se ondersoekende redakteur in verband met die Louis Liebenberg aangeleentheid, sal later vandag beskikbaar wees. So maak seker jy mis nie uit daarop nie en gaan volg ons sommer terwyl jy daar op ons sosiale media bladsy is. Ons is môre weer terug.